Hy gaan kom op die wolke, ja dis seker. Elke kind van God gaan ons sien. Saam met hom bring hy al die verloostes, die wat hom in gees en waarheid dien. Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dat dit baie goed gaan met u, dat die woord van die Here steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video gesels ek weer oor die gevare van die pre-tribulation rapture en in deel 5. Die leerstelling van die pre-trib rapture gaan maak dat baie gelowiges onverhoeds betrap word sonder enige voorbereiding vir die eindtyd gebeure en veral tydens die groot verdrukking wat natuurlik gaan kom. Nou ek gaan soos gewoonlik vir 'n paar videoklips speel. Onder andere gaan ek vir u speel van Jerry Farag. Nou Jerry Farag is 'n baie bekende onder die pre-trib kamp, 'n voorstander van die pre-tribulation rapture, en hy sê die volgende in die teenwoordigheid van Amr Tsarfati: I will go insane if the rapture does not happen. Nou hier kan ons reeds die twyfel in hierdie mense se harte sien, die vrees wat in hulle harte lê as dit nie sou gebeur nie. Nou ons gaan kyk ook na 'n ander paar videoklips van kenners wat wys hoe die pre-trib rapture eintlik 'n baie groot gevaar is, 'n gevaarlike leerstelling is en hoekom. So kom ons spring dadelik weg. Nou ek begin dadelik met 'n bekende skrifgedeelte in Jeremia 12 vers 5. Hy sê as jy met die voetgangers loop, maak hulle jou moeg. Hoe sal jy dan wedywer met die perde? En in 'n land van vrede voel jy veilig. Hoe sal jy dan maak in die pronkbosse van die Jordaan? Nou dis 'n baie interessante skrifgedeelte as jy gaan kyk. Dis mense wat veilig voel in 'n land van vrede voel hulle veilig, en dit sien ons in ons westerse wêreld baie. Daar's geen dreigende vervolging van gelowiges in sekere wêreldlande nie, maar wel in die Midde-Ooste en die Oosterse wêreld, so China, Noord-Korea, in die moslimlande is daar baie vervolging, en ons leef eintlik in 'n land van vrede. Nou wat maak jy? Wat gaan jy maak as dinge nie verloop het soos jy dit verwag het nie? So ewe skielik staan die anti-kris voor jou deur en jy moet vervolging en verdrukking ter wille van die naam van Christus ly. Daar wag wrede vervolging. Wat gaan jy maak as die pre-trib rapture nie plaasgevind het nie? Nou kom ons gaan kyk wat sê Joel Richardson. Hoekom is hierdie leerstelling so gevaarlik? I've said this multiple times. I think it's silly to argue about. We all agree that the pre-tribulational perspective of the rapture is pastorally dangerous. It potentially, not always, I want to be very clear, but it potentially sets up a lot of Christians for profound disappointment, possibly even disillusionment, and even potential shipwreck. The manner in which it's preached as this dogmatic, absolutely, anyone who doesn't believe these things is almost borderline falling away. Sometimes you'll hear like Jan Markell or some of the real strong pre-tribbers essentially express that. If you don't believe in the pre-tribulational rapture, maybe you're liberal or you're starting to walk away from the faith or this sort of thing. And so that dogmatism, that sort of rigid, the rapture is biblical. It's right there next to the Trinity and salvation by grace through faith, like it's an essential foundational doctrine of the faith. The way that it's taught, that is profoundly dangerous. It has the ability to potentially, as I said, genuinely shipwreck people when the rapture doesn't happen. Nou dis baie waar wat Joel Richardson hier sê. Ek stem volkome saam met hom. Vir pre-trib gelowiges is hierdie 'n essensiële leerstelling. Absoluut. Hulle glo dit, jy kan dit amper gelykstel met ander essensiële leerstellings in die Bybel, soos die Trinity wat hy hier genoem het en so meer. Maar dit is absoluut 'n gevaarlike leerstelling, baie gevaarlik, want dit is nie in die skrif nie. Die woord Jesus het nie geleer van 'n pre-trib rapture nie, maar hierdie mense hou vol. Dis 'n Bybelse leerstelling en dit gaan plaasvind. Nou hierdie leerstelling en die manier hoe dit verkondig word, gaan lei tot 'n leerstelling en 'n moontlike wegval van die geloof as dit nie gaan plaasvind nie. Dis baie duidelik. En Jesus het gewaarsku hieroor in Matteus 24 vers 9 tot 13. Maar kom ons gaan kyk na van die gevare van hierdie leerstelling. Nou die eerste is miljoene gelowiges gaan nie geestelik of self fisies voorbereid wees
om die anti-Christus te staan in die tyd van wrede vervolging nie, aangesien hulle geen geestelike voorbereiding en selfs fisiese voorbereiding gedoen het om sterk te kan staan in hierdie tyd nie. Want as jy voel daar kom iets, daar is iemand gaan jou kom te hulp snel en jou kom help, dan gaan jy net wag dat dit gebeur, jy gaan nie voorbereidings tref as dit nie gebeur nie, daar is nie 'n plan B nie. Maar dit is iets wat hierdie mense leer, ons gaan weggevat word voor die moeilike tye kom, voor die anti-Christus kom, ons hoef niks bekommerd te wees nie. Dit is eintlik baie gevaarlik. Die volgende is dat die kerk moet fokus op die koms van Jesus sonder om konsekwensies van vervolging in die gesig te staar. Nou ja, ons moet fokus op die koms van Christus. Daar's baie mense wat vir my gesê het, ja, jy fokus op die anti-Christus. Jy moet fokus op... Nee, ons fokus op Christus. Maar terwyl ons wag vir Christus, het hy vir ons gesê, daar gaan sekere goed gebeur. En ons moet voorbereidings maak. Ons moet gereed wees om daardie gevolge in die gesig te staar, daardie vervolging en verdrukking. En daarom moet ons gereed wees, nie net fisies nie, maar ook geestelik. Die derde punt is, hulle sê, jy moet nie bekommerd wees oor die groot verdrukking nie, want God het ons nie bestem tot toorn nie, so ons gaan weggeraap word voor die tyd van groot verdrukking, wat nie die geval is nie. 'n Laaste punt, dat die gelowiges nie getoets en gelouter sal word in die groot verdrukking nie, maar ons aanvaar nou reeds toetsing. En hulle weet wie dit gesê het, daar is mense wat dit sê, en die fokus moet wees op 'n veilige wegraping. Absoluut, dis eintlik skokkend, want dit is nie wat gaan gebeur nie. Kom ons gaan luister wat sê Monty Judah, 'n man wat wys hoekom hierdie leerstelling 'n teleurstelling gaan wees vir baie mense wat dit verwag het. Kom ons gaan kyk. They are not separate from Israel. The church does not replace Israel. They are not God's new economy of what's going on. What they have done is they've simply separated themselves from the teachings of Israel, set up their own teachings, set up their own eschatology, and they are going to be sadly mistaken here. Because this expectation isn't going to happen. They're going to find themselves in the tribulation. But they're ill prepared to be in the tribulation because they didn't believe they would be there, so they're not ready for what it is. And you can go back in the Bible and hear all the stories about those who listened to the Lord and got ready and those who were unwise and did not prepare. Nou dis baie belangrik wat hy gesê het, hierdie leerstelling gaan maak dat daar groot teleurstelling gaan kom wanneer die pre-trib rapture soos verwag deur die pre-trib-leraars nie gaan plaasvind nie. En hulle gaan in die groot verdrukking beland en hulle gaan daar wees met baie groot teleurstelling en spyt. En dit gaan gebeur, dat ons gaan daar wees. Nou, mense gaan onvoorbereid wees, want hulle gaan nie glo dat hulle in die verdrukking gaan wees nie. En dis die gevaar van hierdie pre-tribulation rapture leerstelling. Jy kan nie in die verdrukking, God sal jou nooit in die verdrukking instuur nie. Dis nie God se karakter nie, sê hulle. Maar die Here het, hoeveel mense, deur die eeue heen, was daar vervolging. Dink net aan Daniel en sy 3 vriende. Sy 3 vriende wat in die leeukuil, wat in die vuuroond gegooi was, omdat hulle die beeld van Nebukadneser, 'n simboliese verwysing na die merk, die beeld van die anti-Christus. Hulle was in die vuuroond gegooi, maar Jesus was saam met hulle daar in die oond gewees. God gaan saam met ons in die verdrukking wees. Ons gaan verdrukking ervaar, maar hy gaan by ons staan. Maar hierdie mense verwag die teendeel. Hulle sê nee, ons gaan nooit daar wees. Ons gaan glad nie in die verdrukking wees nie. Wat 'n teleurstelling gaan hulle nie hê nie. Kom ons gaan kyk na die voorbereiding beginsel wat altyd maar deur die woord van God vir ons gewys word. Dink maar net aan Josef wat voorbereiding gemaak het vir die 7 maarjare, die hongersnood, die tyd van hongersnood. Josef het nie maar net gesê, nee, die Here sal ons daarom dra en uithaal daai nie. Hy het geweet wat God gesê het en hy het gaan voorbereidings tref. En dit is wat ook ons motief moet wees. Ons moet daardie selfde beginsel handhaaf. Maak voorbereid, wees voorbereid vir die moeilike tye wat kom. Kom ons gaan luister wat sê Lou Kumenali oor die pre-tribulation rapture misleiding. Pre-trib
theory has done nothing to these Christians but prepare them for failure. For suddenly they find out that they were not raptured. Suddenly they find themselves in the Great Tribulation. Suddenly they feel that Jesus Christ has rejected them. Understand this. This is the teaching that is being taught that is going to bring people to failure. And we need to understand this. And this is the first reason why this is a doctrine of demons. Now for the second reason. You understand that if they take the mark of the beast at that time, feeling that they've been deserted by God, they will lose out on their salvation. Yet incredibly, we have pre-trib teachers saying that it's okay to take the mark of the beast. It is incredible to understand this, but listen to what John MacArthur says. Is in regard to the latter half of the tribulation period when men will be required to have the mark of the beast in order to buy or sell. My question is, once a person takes the mark, is there any possibility of him coming to Christ? Yes. I think, in the 7-year tribulation coming in the future, we're going to get into this probably a week from Sunday night, maybe this Sunday night, maybe a week, I'm not sure. Ja, dit is baie 'n gevaarlike leerstelling, 'n gevaarlike verklaring wat John MacArthur gemaak het. Ek het 'n video gedoen oor hom daaroor en ek moet net byvoeg, ek het nog nooit gehoor van ander pre-trippers wat natuurlik glo jy kan die merk van die dier vat en nog gered word nie. So dis 'n baie dwaase stelling wat John MacArthur gemaak het, maar kom ons gaan terug na die video. Dit gaan lei tot 'n mislukking en 'n geloofskrisis. Dit gaan gebeur as jy nie gereed gaan maak en besef ons gaan nie die tyd van verdrukking gaan nie. Berei jouself voor geestelik, want jy word sterk in jou gemoed. Juist dat jy moet weet, jy gaan daardie krisis tegemoet gaan en jy moet staande bly. Nou, wat van die merk van die dier? Gaan jou geloof skibberig lê as jy voel dat jy absoluut deur die Here verlaat is, hy het nie gekom soos hy beloof het gekom nie, en jy staan in 'n tyd van krisis, want jy moet kan oorleef in hierdie tyd, en gaan jy die merk van die dier vat? Nou ek glo baie kinders van die Here gaan dit nie vat nie, die meeste gaan dit nie vat nie, maar daar gaan waarskynlik mense wees wat gaan wegval, wat teleurgesteld gaan wees, wat absoluut maar gaan toegee aan hierdie ding. En ek hoop nie so nie, maar die Here wil nie ons moet dit doen nie, want ons gaan ons saligheid prys gee. Maar kom ons gaan kyk, wat sê 'n man soos Jerry Farag, soos ek aan die begin gesê het, dat hy baie teleurgesteld gaan wees as Jesus nie gaan kom nie, en dat hy absoluut in syn sal gaan, hy sal absoluut van sy verstand afgaan. Kom ons gaan luister wat hy sê. This is what I mean, by the way. If I didn't have the blessed assurance that trumpet's going to sound and my Savior's going to come and take us out of here, I would go out of my mind. That's why I say that. Okay, I feel better. Let's move on to the next thing here. Nou ja, hier kan ons al reeds sien die twyfel, die frustrasie, die teleurstelling as dit nie sou gebeur nie. Nou Jerry Farag is 'n man wat van beter behoort te weet. Hy verkondig hierdie leerstelling, die pre-tribulation rapture, met groot vertroue dat dit 'n essensiële saak is, maar tog in sy hart, as Jesus nie gaan kom soos hy beloof het nie, gaan hy van sy verstand afgaan, wat gaan gebeur? En dis al reeds 'n vraagteken oor hierdie mense se geloof in 'n pre-tribulation rapture, wat nie gaan plaasvind nie. Kom ons gaan kyk waar hy praat saam met Amir Tsarfati en John Markel, juis oor die ding dat as Jesus nie gaan kom nie, dan sê hy hier baie duidelik, I will go insane, ek sal van my verstand afgaan, kranksinnig raak. Kom ons gaan luister wat hy sê. And I've shared this in the past, but I would literally, this is not hyperbole, if it were not for the blessed hope of the soon return of Jesus Christ and the rapture, and again, please know, and God knows my heart, I would go literally insane. Mm-hmm. I would lose my mind. I wouldn't live.
Nou ja, daar het hy dit weer 'n keer gesê, hy erken hier dat hy van sy kop sal afgaan, hy sal kranksinnig raak. Dis wat die woordjie insane beteken, as die pre-trib rapture nie plaasvind nie. Dis in sy eie woorde. En hierdie goed gaan nie plaasvind nie. Die wegraping van die kerk gaan plaasvind na die groot verdrukking, net soos Jesus, net soos apostel Paulus het verduidelik het. Dit is baie duidelik. Ons gaan hier wees vir die vervolging, ons gaan beslis hier wees. En as jy nou reeds daardie gesindheid het van jy gaan van jou kop afgaan, dan wys dit dat jy reeds nie gereed is nie. En dis baie, baie skokkend. Dis om 'n man te hoor so praat, en wat 'n vertrou het in die wegraping van die kerk voor die verdrukking, en hy raak al sulke goed kwyt, dan moet jy weet hoeveel van die ander, die gewone lidmate, nie gaan voel nie, en nie gaan doen nie. So, ons moet gereed wees, ons moet absoluut gereed wees, vir die tyd van vervolging, verdrukking wat gaan kom. Ons gaan nie deur God se wraak nie. En dis wat baie pre-trippers nie verstaan nie. Hulle dink die 7 jaar is God se wraak in totaliteit. Nee, die wraak van God vind plaas na die 6de seël. Maar voor dit begin die begin van smarte. Dis die eerste 3,5 jaar. Dis waarvan Jesus gepraat het in Matteus 24, vers 4 tot 8. Hy sê, dit is die begin van smarte. Dan praat hy van die eerste 3,5 jaar. Dan word julle in verdrukking oorgegee. En dan verduidelik Jesus dit in Matteus 24, vers 15. Daarna, by die 6de seël, gaan Jesus terugkom. Sy kerk haar pad sou wegvat uit die gevaar uit. En dan sal die wraakoordele van God begin. Maar nou ja, ons gaan later by geleentheid gesels weer oor die verdrukking en die wraak, wat is die verskille? Kom ons gaan luister wat sê hierdie man oor voorbereiding. But I know also for a fact that a lot of people have the impression that they will not have to suffer anything for Christ. And this doctrine makes them unprepared for persecution, for tribulation. Now, for these people who are unprepared, when things start to happen, let's say persecution, tribulation happens, what will happen is, since they are not raptured up, they will not be prepared for these things. Either they will fall into the traps or they will lose faith because they weren't raptured up before these things started to happen. And this is the only reason that I speak sometimes against it. The point, brother and sister, is to say to each other that we need to remain with Jesus and never deny his name. Until the end, we need to be ready for anything, any persecution, any tribulation. Dit is absoluut wat die woord van die Here leer. Ek en jy moet altyd gaan voorberei. Ons moet gereed wees vir die tye wat kom. Daarom is dit belangrik om gereed te wees vir die koms van Christus. Dit is belangrik om jou geestelike lewe in orde te hê. Jy mag enige dag sterwe. Ons gaan deur die groot verdrukking gaan as jy bly lewe. Maar dit is baie belangrik dat ons altyd sal voorberei vir moeilike tye, vir vervolging wat oor die wêreld gaan kom. En dit gaan kom. Glo my, die woord van God is duidelik daaroor. Ons gaan deur hierdie tyd gaan. Maar ons gaan nooit deur die wraak van God gaan nie. Want hierdie leerstelling van die vervolging tydens die groot verdrukking is nie die wraak van God nie. God sal nooit wraak uitgiet oor sy eie kinders, selfs hulle wat aan die verdrukking tot bekering kom nie. Die wraak van God gaan plaasvind nadat die antichrist merk gegee is, en as hy terugkom en hulle wat hulle nie bekeer het nie, sal die oordeele van God tegemoet gaan. Dit gaan nie plaasvind tydens die 3,5 in middel van die 7 jaar as die groot verdrukking, wat die vervolging van die kerk gaan wees. In groot mate die vervolging van die kerk nie. En dit is belangrik om dit te glo, want die wraak van God sal nie hier plaasvind nie. En dis wat baie mense glo. Dit gaan gebeur wel na die 6de seël, na die wederkoms van Christus. Wat natuurlik baie mense glo, dat die 6de seël is aan die einde van die 7 jaar. Nee, dit vind plaas hier 'n entjie voor die einde, wanneer die Here sy kerk kom wegvat van die aarde. Dan val die wraakoordele van God en ons gaan nie daarin wees nie. Maar ons gaan wel deur die groot verdrukking gaan en daarom moet ons voorbereiding streef. Dis baie belangrik. Nou kom ons gaan kyk na 'n volgende videoklip
wat gaan basies oor wanneer mense geglo het, hulle gaan nie in die verdrukking wees nie, die merk van die dier kom, wat se misleiding gaan daar wees? Kom ons gaan kyk. We believe that we are living in the last days before the second coming of Jesus Christ. And like you said, pastors are teaching their people everything's going to be okay. Yeah, you're fine. Don't worry. We're going to come back. Things are going to go back to normal and the way that they were. And these are maybe beginning birth pains, but we're not there. And you don't need to worry. And you don't need to be on alert for, the rise of the Antichrist, for the mark of the beast, for any of these kinds of things, because we won't be here. And that is the greatest deception that the enemy is like, he's laughing the whole way to the bank going, yes, keep preaching that and keep teaching that to your people. If the church doesn't believe they're going to be here Yeah. and the mark comes, Exactly. they will be deceived into taking something because in their mind, they think this is not it. We're not going to be here for it. Yeah. And can you imagine the great falling away? Nou ja, dis die misleiding wat gaan kom. So baie Christen, nie almal nie, baie gelowiges gaan dink, nee, dit kan nog nie die merk van die dier wees nie, want Jesus het nog nie gekom nie, daar moet nog eers 'n wegraping plaasvind. Dan is ons al reeds verby die eerste 3,5 jaar, wanneer die antichrist in die tempel gaan sit, wanneer die merkstelsel geïmplementeer word, dan gaan baie mense sê, maar dit kan nie wees nie, Jesus het gesê, hy gaan kom voor die verdrukking, en hy het nie gekom nie. En baie mense gaan, soos hy sê, hulle gaan getrap word in hierdie misleiding. En dis baie gevaarlik. En dan moet 'n mens bedag wees, want gaan jy die merk van die dier kan teëstaan, of gaan jy dit aanvaar? Want as daardie tyd kom, en jy was in 'n skielike krisis, en jy besef, iets is verkeerd, wat is dit? Is dit dalk weer die COVID-inspuiting, of wat is dit? En jy besef, maar dit is nou die merk van die dier. Wat gaan jy doen? Gaan jy geval vir hierdie trap? Gaan jy dit aanvaar, of gaan jy dit teëstaan? Gaan jy werklik vir Jesus staan in daai tyd, al dan nie? En dis wat baie mense nie besef nie, baie gaan nie gereed wees vir die tyd nie, want hulle geloof was meer in 'n pre-trib rapture, as in die geloof in Christus Jesus. En ek gaan dit bewys, dat J.D. Farag gesê het, my hope is in the pre-tribulation rapture. Ek gaan dit vir later wys, by 'n ander video, gaan ek dit wys waar hy dit sê. En dis baie, baie ernstig. Kom ons gaan luister wat sê, nie luister, maar kom ons gaan lees wat sê Chelsea Bedell oor die groot verdrukking, en dat sy nie een dag in die groot verdrukking dit sal maak nie. Nou kom ons gaan kyk, ek het 'n paar video's oor hierdie dametjie gedoen, en sy sê, good evening y'all, so our local sheriff's office wrote a statement on their Facebook page saying that the explosion heard today was more than likely a sonic bomb from a low-flying jet breaking the sound barrier. Just glad, says I, it wasn't a real bomb being dropped. No lie, I thought war had broken out. So hierdie dametjie was 'n skok oor die goed wat gebeur het, en dit was nie sy regte bom gewees nie. En sy sê, Lord, I told the Lord, I said, Lord, you better come and get us before anything crazy breaks out, cause I proved to myself today that I'm a wimp and I wouldn't make it one day, a day in the tribulation. Hier kan jy weer eens sê, alles die teleurstelling wat gaan kom as die wegraping nie plaasvind nie. En hierdie mense leef al reeds met daai vrees, dat die wegraping moet plaasvind, want ek gaan dit nie maak in die groot verdrukking nie. Nou ja, you might be ready for the rapture, but that will not make it happen anytime sooner than after the tribulation period. Baie belangrik, die wegvoering van die kerk gaan nie plaasvind voor die groot verdrukking nie. En baie mense voer debatte en redenasies en enige teologiese verklarings en groot woorde wat hulle gebruik om jou te probeer wys, maar die wegraping is voor die 7 jaar. Dit gaan jou nie help nie. Die woord van God is helder, glansduidelik. In ons mooi Afrikaans het Jesus het baie duidelik gestel wanneer dit gaan gebeur. Nou goed, ek gaan afsluit. Ons moet voorbereidings tref vir die tyd van groot verdrukking wat gaan kom. Dis 'n baie ernstige tyd, dis 'n tyd van
groot misleiding, vervolging, verdrukking, en ons moet gereed wees daarvoor. Die pre-trib rapture leerstelling berei mense nie voor vir hierdie goed nie. Want jy hoef dan niks verder te doen nie, ons wag vir die Here se koms, ons gaan veilig weg wees, ons gaan nie hier wees nie. Maar wat as dit nie gebeur nie? En dit moet ons laat dink, dat Jesus wel, die skrif leer vir ons duidelik, want die wêreld sal julle verdrukking hê. Hy het vir die Here, hy sê Vader, Jesus het vir sy Vader gesê, Vader, moet hulle nie wegneem uit hierdie wêreld nie, maar bewaar hulle van die bose. En dis dieselfde beginsel in die groot verdrukking. Hy gaan ons nie kon wegvat voor die verdrukking nie, maar hy gaan daar wees saam met ons. En dit is wat gaan gebeur. Mag die Here ons seën, mag sy Gees ons oë oopmaak, dat ons gereed sal wees vir die tye wat kom, en wanneer ons weer gesels oor die gevare van die pre-trib, tot 'n volgende keer.